Here Jesus, dankie dat ons vanoggend hier so by mekaar kan wees, Here, waar ons die voorreg het om in die huis te kan wees en saam eer en lof aan U kan bring. Here, dankie dat ons kan sing, dankie dat ons stemme kan gebruik, Here, maar ook dat ons deur dit U teenwoordigheid kan beleef. Here, dat ons kan weet dat ons nie alleen is nie, maar dat U saam met ons is en dat jy 'n afspraak het met ons elkeen. Here, so bid ek en ek vra dat U deur die woord vanoggend met ons sal praat. Here, dat U woord vir ons kom oopbreek en dat ons iets sal hoor, Here, van wat op die hart is van ons elkeen. Dat ons die genade en die liefde sal kan beleef. Here, soos vir die reën op buitekant val, Here, dat ons sal voel hoe U ons kom skoon was en ons kom rein maak. En dat ons dit kan uitvat, Here, en dat ons kan gaan lewe en kan gaan blom met dit wat U in ons kom plant. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. So ons kyk vandag 'n bietjie verder na ons tema, juis van hierdie vraag wat ons verlede week gevra het van hoekom word ons gebede nie beantwoord nie. Hierdie moeilike ding wat ons baie keer beleef, van wat is die Here se doel? Hoekom dat hy nie goed gebeur, wat eintlik ons so na vra en soek nie? Hoekom is die Here nie daar nie? Maar tog met vandag, wil ons tog 'n bietjie verder kyk na of ons God se hart sal kan verstaan. Of ons sal kan verstaan wat sy plan en sy doel vir ons is, met hierdie vraag wat ons het. Om ook te probeer te kyk na, dat ons nie net vra en soek nie, maar dat ons moet klop, soos wat ons ook gehoor het van die kinders. Dat ons moet fisies gaan klop aan sy deur, en gaan hoor, en gaan ingaan saam met my sit. Nou daarom gaan ons vanoggend die ander teks lees, wat ook oor hierdie gedeelte gaan, Lukas 11, wat juis ook praat, nogal sterk van hierdie klop, vra en soek, maar ons hier en daar ietsie anders wat nou ook voorkom. En het sê daar so 11 vers 9 tot en met vers 13. Ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra ontvang en elkeen wat soek kry en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Is daar 'n pa onder julle wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee, in plaas van 'n vis? Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee, vir die wat vra. Ons lees net tot daar. Nou juist in die hele ding van om te klop, om ons vingers te gebruik en fisies te gaan en dit te gaan doen. Dit is wat Jesus van ons vra. Nie om noodwendig 'n toeter te gaan druk of 'n oproep te maak en 'n WhatsApp te stuur of iets soos dit van ons by iemand se huis aankom nie, maar om fisies ons vingers te gebruik en om te klop. Nou as ek moet dink aan om by iemand se huis te gaan staan en te gaan klop aan die deur, is daar dan 'n reaksie wat in die huis plaasvind en iemand hoor en iemand kom deur en kom maak vir my die deur oop. Iemand kom en kom draai die knop of sly die sleutel oop en maak oop en groet my eintlik dan nou met 'n verwelkoming, met 'n glimlag, met vreugde. Nou dis lekker as iemand ons so kom verwelkom wanneer ons by hulle instap en hulle ons kom groet met 'n glimlag en jy voel net welkom, jy voel tuis, is 'n warm gevoel wanneer iemand jou so kom groet. Maar dan ook die teenoorgestelde en ek weet nie of julle dit dalk so beleef het nie, maar ons klop aan iemand se deur en die deur word opgeruk en die persoon is half nors en mislik en jy voel net onwelkom. Jy voel jy wil nie daar wees nie want hulle jaag jou eintlik weg en hulle wil jou net nie daar hê nie. Nou, ek dink dalk het ons dit al so beleef of dalk het ons dit self al aan iemand gedoen sonder dat ons dit ook besef het. Maar tog het ons dit dalk in ons lewe al ervaar. Maar kom ons sê God maak die deur so oop vir ons wanneer ons
by hom gaan aanklop in gebed. Ons gaan nou ons nie teruggaan in gebed en met hom gaan praat as hy ons so verwelkom nie. As hy die deur so net oopruk en mislik met ons praat en eintlik ons dit nie daar wil hê nie, dan gaan ons glad nie meer by hom wil gaan sit en met hom gaan gesels nie. Want ook as gevolg van dit, kan dit wees dat hy die hele tyd ons foute vir ons uitwys en vir ons sê, maar hoor jy doen dit verkeerd en dit verkeerd en ons is net van, maar Here, ek wil nie net hoor oor dit wat ek verkeerd doen nie. Ek wil nie die hele tyd oor die vingers getik word nie. Ek wil eintlik net in die troonkamer kom sit en net kom rustig wees. Ek wil kom vrede ervaar, ek wil kom asem skep by U. En dis wat God doen. Wanneer ons in gebed in sy troonkamer instap, nadat ons geklop het, verwelkom hy ons met 'n warmte, 'n glimlag. Hy kom verwelkom ons in met 'n druk en hy kom sê, maar my kind, kom in, kom praat met my, ek wil kom hoor, ek stel belang, ek kyk in jou oë om te hoor wat jy wil sê. En is dit nie kosbaar om te weet dat dit is hoe Jesus ons kom groet nie? Wanneer ons by hom gaan sit en met hom praat, is hy opgewonde om met ons te gesels. Hy is opgewonde om te hoor wat ons op ons hart het om met hom te deel. Nou ek self het al in my hinkering om by Jesus te gaan sit in gebed, het ek al beleef, maar dit is lekker om by hom te wees en om sy teenwoordigheid te beleef, maar ek kan nie met hom praat nie, want ek het 'n skaamte in my oor goed wat ek verkeerd gedoen het. Of ek het 'n skaamte oor al my foute wat ek al soveel keer bely het en gevra dat Jesus my moet kom help om te verbeter, of om los te breek van hierdie slegte gewoontes. Maar dit kom elke keer weer na vore. Ek beleef elke keer weer dieselfde negatiewe gevolge of gedrag wat ek uitleef en sonde wat in my lewe inkom, so ek voel skaam en skuldig. So ek gaan sit by Jesus, maar ek kan nie met hom praat nie. Ek self kan nie vir hom kyk nie. Die punt is, ek is skaam. Ek voel sleg. Maar Jesus kom nog steeds sê, maar kom sit net. Ek gaan nie kom oordeel nie. Ek gaan nie vir op jou foute kom uitwys die hele tyd as jy by my kom sit nie. Want ek wil jy sê dat jy moet kom sit met jou skaamte. Jesus nooi ons uit om te sê, maar kom sit saam met dit en kom praat met my deur dit, hierdie goed wat jou die hele tyd kom aankla. Want soos wat ons by Jesus sit en hierdie skaamte of hierdie foute wat ons konstant maak en goed, wanneer ons dit die hele tyd van gee, dan kom Jesus en sê, maar ek kom leer vir jou nuwe tools. Ek kom wys vir jou hoe om sekere situasies anders te hanteer, of hoe om die slegte gewoontes minder te doen in jou lewe, om nuwe gewoontes aan te leer, sodat jy meer en meer kan wees soos wat ek wil hê jy moet wees. Maar tog los dit ons met 'n vraag van, gaan ons God toelaat om vir ons hierdie tools te gee? Gaan ons hom toelaat om ons te kom leer en ons te kom uitwys, sodat ons kan beter doen, sodat ons kan doen wat hy wil hê ons moet doen? Want eintlik is hierdie skaamte wat ons beleef in ons lewens as gevolg van die goed wat ons verkeerd doen, eintlik ons is 'n spiraal wat ons aftrek. En die oomblik as ons dit vatkans gee in ons lewens en eintlik dit bo God stel, trek dit ons weg van God af. Dit trek ons so weg dat ons nie meer later aan daai klop gaan doen aan Jesus se hart nie. Dat ons nie meer gaan klop in gebed om by hom te gaan wees en om te gaan sit nie. Die skaamte kom steel eintlik die genade wat God vir ons wil kom gee. Daarom kom leer Jesus ons om te sê, maar kom sit met jou skaamte, kom sit met jou seer, met jou gebrokenheid, kom sit so saam met my. Want nie een van ons het nodig om perfek te wees, om by God te wees nie. Hy soek ons net soos wat ons is. En dink ek, as ons met selfvertroue, nog steeds met hierdie baggage wat ons het, by Jesus kan gaan sit, dink ek met wat so selfvertroue ons dit eintlik vir hom kan oorgee. Die selfvertroue wat ons sê, Here, vat dit net, want ek soek dit nie meer nie. Here, ek breek weg, ek maak los, ek maak vry, want U gaan my help om beter te doen. Dink ek, hoe gaan dit ons opbou en ons sterker maak? Maar ook dink net, hoe gaan ons verhouding met God verander? Hoe gaan ons
nader aan hom beweeg en hom meer in ons lewens raak sien. Ons nog nader aan hom kom en sien hoe hy besig is om te werk. Hoe hy besig is om nie net ons te vergewe nie, maar om wel vir ons antwoorde te gee op die vrae wat ons het van ons na hom toe kom. Hierdie deurbrake wat ons eintlik soek. Dis juist daar waar die Here vir ons sê, maar ek het vir jou meer instoor. Ek het vir jou 'n groter plan, daarom kom sit net by my, kom wees by my. En God wil hê ons moet wakker word. Wakker word om te besef dat hy vir ons meer het, dat hy vir ons lewe in ons kom sit het, sodat ons 'n voorbeeld kan wees van geloof in die buitekant. Dat ons in ons geloofslewe eintlik kan groei, hoe nader ons aan Jesus beweeg, hoe nader ons aan hom kom. Hy wil hê ons moet by hom kom sit, en hy wil vir ons die regte wysheid kom gee. Jesus wil vir ons deur die tyd, wil hy vir ons kom wys dat wanneer ons by hom so is, dat ons leer van die regte keuses. Om te kies om los te breek van die sonde, om te kies om los te breek van die slegte gewoontes. En dis net waar ons kan gaan stil word, by sy voete. Nou Jesus self het in Lukas 18 hierdie gelykenis vertel van die weduwee en die regter, en spesifiek in vers 1 praat Jesus van dat ons nie moet moedeloos word in gebed nie, maar dat ons moet aanhou, dat ons moet bly bid, aanhou bid, konstant dit moet doen. Nou in hierdie gelykenis juis het hierdie weduwee gegaan en sy was konstant by die regter gewees om te sê, maar help my in my saak. Nou wat se saak dit was, weet ons nie. Ons weet net sy het nodig gehad die regter vir haar moet intree. Dat die regter haar moet help, dat dinge reg gaan geskied. En omdat sy heeltyd aanknouend en sulke goed was teenoor die regter, het hy later aan gesê, maar ek het nou genoeg gehad. Ek gaan nou intree en ek gaan nou help, sodat sy net kan wegkom. Want ek is nou moeg vir haar. Maar Jesus is heeltemal teenoorgestelde. Hy sê, maar my kind, kom. Al kom klop jy konstant oor dieselfde situasie. Al is daar nog nie antwoord nie, kom bly klop. Want ek sal nie my rug op jou draai nie. Ek sal nie jou wegstoot en jou afjak nie. Jesus is heeltemal anderster as hierdie regter wat Jesus van vertel het. Hy kom verwelkom ons in sy troonkamer in. En hy wil juist sê dat ons nie daar moet wees. Want jy al het die regter dan nou ingetree en die goed laat uitwerk vir die weduwee, beleef ons dalk nie altyd Jesus se stem nie. Ons hoor nie altyd sy antwoorde nie. Ons beleef nie 'n deurbraak in ons omstandighede wat ons so knaand na die Here te bring nie. Maar tog kom hy en sê, maar in my stilte is ek by jou. En in my stilte wil ek hê jy moet iets leer. Want ja, Jesus draai nie sy rug op ons nie, maar hy vra ook dat ons deur dit ons geloof in hom sal stel. Dat ons geloof eerste sal sit en nie sal fokus op dit wat mense altyd vir ons sê nie. Want mense staan ons te leer, mense maak ons seer, maar in God word ons geloof versterk. Word ons aangemoedig om aan te hou klop, om te vra en te soek. Word ons aangemoedig om tyd in gebed te spandeer. So eintlik is geloof ons dryfkrag om heeltyd te klop. Ons dryfkrag om konstant na Jesus toe te gaan en om te sê, maar ek wil in 'n dieper verhouding met U staan, al hoor ek nie antwoorde nie, al sien ek nie deurbrake nie. Ek wil konstant saam met U wees, want ek wil U beter leer ken. So eintlik is Jesus besig om ons uit te nooi om by hom te wees. Uit te nooi om te vra, te soek en te klop. Maar om ook te weet dat ons op die regte tyd die regte antwoorde sal ontvang. Dat ons nie oorhaastig sal wees nie, want eintlik gaan dit nie noodwendig oor die antwoorde
en die deurbrake wat ons kry, en ja, dis 'n seën as ons dit kan kry, en ons dit beleef en ons sien God se hand daarin. Maar die vraag kom, gaan Jesus geloof in ons hart vind? Gaan hy vind dat ons hom genoeg vertrou vir hierdie deurbrake, of gaan hy nie? Gaan daar goed wees soos vrees, angs en bekommernis, wat ons geloof kom onderdruk? Wat ons geloof kom doodmaak? Wat gaan hy in ons hart vind? Want eintlik is Jesus net van, ek wil vir jou genade kom gee. Los die skaamte, los die seer, los die gebrokenheid, want my genade is groot en goed genoeg vir jou. En Jesus kom gee dit vir ons elkeen. Ons kan dit net kom vat. Ons kan dit ons eie kom maak. Die een skrywer wat ek nog eens opgelees het, wat baie hieroor ook gesels, Susie Larison, sy skryf die volgende woorde: We can persist in prayer when we remember our right standing before God, because of Christ's victory on the cross. We can be shameless when we remember we're blameless, because Christ's perfect and right standing have been imparted to us. Nou spesifiek hierdie een sinnetjie, we can be shameless when we remember we're blameless. Jesus het ons kom vrymaak. Hy het ons kom skoon was, so ons het nie nodig om skaam te wees oor die goed wat ons heeltyd verkeerd doen nie, al bely ons dit voor die Here. Maar hy sê net, kom sit by my, kom ervaar my genade, kom ervaar my liefde. Dis soos wat 1 Kronieke 16 vers 11 vir ons sê, soek hulp en beskerming by die Here. Soek gedurig sy teenwoordigheid. Gedurig sy teenwoordigheid om konstant by hom te wees, om soekend te wees, hoe hy saam met ons is. Maar ook dan weer in die Nuwe Testament sê dit dan ook Romeine 12 vers 12, verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Nou dis seker van die moeilikste goed is om vas te staan wanneer verdrukking plaasvind en om te volhard in gebed wanneer dinge moeilik gaan. Maar reg deur die Bybel kom daar hierdie boodskap om te sê, my kind, kom wees by my. Kom bly klop aan my hart, kom sit by my, want ek sê vir jou gee wat jy nodig het. Op die regte tyd sal die antwoorde deurkom. Daarom moet ons monde gebruik. Ons moet ons stem gebruik en met die Here praat. Ons moenie net ons struikelblokke en die moeilike goed vir onsself hou nie. Want die oomblik as ons dit voor God se troon neerlê met ons stem, weet dat dit ons hartsbegeerte is om 'n antwoord by hom te kry. Dat ons na hom toe gaan en nie fokus en vertrou op mense nie, maar dat ons hom vertrou vir 'n deurbraak en vir 'n antwoord, want net hy kan dit vir ons gee. En daarom kom hy dan en hy kom ontvou ons met liefde. Hy kom gee vir ons sy genade en hy kom versterk ons, sodat ons deur dit kan kom. Dat ons elke dag die pad kan stap, al weet ons nie hoe om te stap nie. Al weet ons nie hoe om deur te kom of om selfs uit asem te haal nie. Maar hy is daar saam met ons. Daarom het ons bly nodig om te soek. Al is hierdie soekel, is hierdie klop en vra paar maande of jare wat ons nie die antwoorde kry nie. Wat ons nie deurbrake sien nie. Maar dan kom die vraag is hierdie goed wat vir ons vra en klop en soek, het dit ewigheidswaarde? Gaan dit ons help om eintlik te sien dat ons in die troonkamer van God kan instap eendag en hy vir ons daardie oorwinning kan gee? Daardie kroon wat hy graag vir ons wil gee, soos wat Openbaring vir ons sê. Gaan ons dit kan beleef? Daarom die goed waarvoor ons vra met regtig ewigheidswaarde het, en is dit in lyn met God se wil en plan vir ons elkeen? Of vra ons net vir onsself? Want daarom
kom die Heilige Gees ook en kom sit goed in ons harte. Hy kom gee vir ons hierdie prentjie van wat God se hart is vir ons, sodat ons God se hart kan bid in ons elke dag lewe. Die Heilige Gees kom maak ons bewus van dit wat God se plan is en dit wat ons nodig het elke dag. Daarom kan ons nie sonder God gaan of die Heilige Gees gaan nie. So ons kan eintlik sê gebed is een van die grootste geskenke wat ons as gelowiges het. Een van die grootste geskenke wat ons gekry het om eintlik te kan sien wat die verskil is tussen wêreldse begeertes en God se begeertes. En ons kan God se begeertes bid. Ons kan God se begeertes kan ons afvra en by die Here gaan soek. En ons kan al die skaamte en die seer en al die ander goed kan ons een kant toe skuif. Want die Here sê ook in Psalm 91 dat hy sy engele sal stuur om ons te beskerm. Om saam met ons te wees, om ons te dra en rondom ons te beweeg. So ons elkeen is toegevou met Jesus se engele. Ons is nie alleen nie, ons stap nie alleen hierdie pad nie. En ja, in ons gebedstyd, ons het ook 'n lysie van goed waarvoor ons bid. Dalk het ons 'n lysie wat ons fisies iewers neergeskryf het. Of dalk het ons 'n lysie in ons kop van dit wat ons voorbid en wat ons vir die Here vra. Maar tog het ons 'n lysie en dit is juist waar die Here wil hê, maar kom met 'n plan na my toe. Kom sit by my, kom gesels met my. Met jou lysie, met alles. Want ek is besig om jou te kom vorm. En soos wat ons sien hoe die Here vir ons eintlik antwoorde gee en goed kom laat deurspeel en ons sien hoe die Here deurkom, kom vorm hy ons net om meer en meer soos hy te wees, maar om hom te vertrou. Hy kom vorm ons om meer te kom fokus op sy beloftes. Om meer eintlik die slegte gewoontes uit te skuif en meer die gewoontes aan te leer van Jesus self. Daarom is gebed een van die sterkste goed wat ons het. En dit is wat belangrik is, ons het dit regtig nodig. Jesus staan by ons en hy het eintlik 'n sleutel om vir ons die deure oop te sluit van die goed waarvoor ons bid. Hy het 'n sleutel om vir ons te sê, maar hy is daar. Hy kom sluit vir ons hierdie beloftes oop. Maar doen ons dit met 'n rein hart. Bid ons met 'n rein hart en bid ons met passie en met nederigheid. En gee ons alles oor aan God. Vertrou ons hom genoeg om met ons elkeen te kom praat en vir ons 'n deurbraak te kom gee. Johannes 15 vers 16 sê dan ook vir ons: Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra. Vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. En is juist die vrugte wat ons help om te kan voortbestaan. Die vrugte van lewe wat hy vir ons kom gee. Want vrugte kan net opkom wanneer ons by die bron van lewe is. Vrugte kan net uitkom wanneer ons by Jesus gaan sit en kom water kry, genoeg krag kry om deur te gaan en ons lewe te gaan doen. So verstaan ons nie altyd hoekom ons vrae nie beantwoord word nie. Al verstaan ons nie dat ons altyd nie deurbrake kry vir ons gebede wat ons by die Here eintlik gaan smeek nie. Hy sê vir ons, maar my kind, kom kry jou lewe, kom kry jou vrug, kom kry 'n stukkie genade by my. En dis al wat Jesus wil hê. Dis al wat hy vir ons wil kom gee. Dat ons by hom sal wees. Dat hy vir ons 'n nuwe realiteit sal kom skep. Vir dit wat ons voor gebid het. Want hy weet ons doen dit met 'n rein hart. En hy weet die oomblik as ons dit kry, is dit die regte tyd wat ons dit kan gebruik. Is ons reg om die antwoorde te kan beleef en om sy deurbrake te kan raak sien. So daarom kom ons aanvaar hierdie uitnodiging van Jesus vanoggend en ons bid
ons soebat, ons smeek, ons klop, ons vra, ons gaan sit by die Here. En wat ook al op ons elkeen se hart is vanoggend, wat ons omstandighede ook al is, mag ons beleef dat Jesus vir ons die regte goed gee, op die regte tyd, maar dat hy ons leer om vas te hou in ons geloof. Dat hy ons leer om net by hom te wees, dat ek gaan asemhaal en net sy liefde te kan beleef. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend kan weet, Here, dat ons kan klop. Here, dat ons nie net nodig het om deur ons eie goed te worstel op onsself en waar ons met niemand praat nie, Here, maar dat U regtig daar is om te luister. Here, dankie dat U kan sien ook wat in ons hart aangaan, Here, en dat dit nie net twyfel en angs en vrees is nie, Here, maar dat dit geloof is. Here, kom versterk ons geloof deur die omstandighede, kom versterk ons geloof en ons bly vra en bly soek. En Here, kom gee vir ons die uitkoms dat ons kan weet dat U wel daar is. Dankie vir die liefde en dankie Here dat ons kan weet U deur staan altyd oop vir ons. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Gaan nou vir ons geleentheid gee om ons dankoffers op te neem. Dankie.